Gaste vriende, baie welkom terug by die Irish Reformed Church, ook natuurlik ons Afrikaanse gemeente. En weer eens gaan ons bietjie tyd gebruik om na die woord van die Here te luister, en jy's baie welkom en baie dankbaar dat jy by ons inskakel. Vriende, ons praat oor sonde, en nadat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, is dit ons taak om aan te gaan met sy nalatenskap. En sonde is een van die probleme wat in ons pad lê. En ons moet sonde op 'n manier hanteer, op 'n manier bestuur. Dit sal altyd daar wees, dit gaan nie weggaan nie, maar ons sal daarmee moet handel. En ek wil vanaand praat oor, of vanoggend met julle praat, of wanneer ook al julle hierna luister, oor vernuwing. Want dis wat ons nodig het. Ons het vernuwing nodig in die kerk, ons het vernuwing nodig onder gelowiges, en ons het vernuwing nodig in die wêreld. En ons lees hierdie pragtige gedeelte oor vernuwing by Josua. En ek gaan nou 'n stukkie lees oor die koningskap van Josua. Maar voordat ons dit doen, moenie weggaan nie. Kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om na u woord te luister, om dit te oordink, Here, en om dit ook deel van ons lewens te maak. Ons wil vra dat u ons aanraak deur u woord, Here, sodat dit ook lewensveranderend in ons kan werk. Amen. So vriende, baie interessante gedeeltetjie oor Josua, een van die laaste konings van Israel. Hy was 8 jaar oud toe hy koning geword het, en ek onthou sy verhaal van kleintyd af. Hy was so jonk, maar hy het sulke goeie en sulke mooi werk gedoen vir die Here. Hy was so toegewyd gewees. En een ding wat in sy tyd gebeur is hulle het die Bybel weer ontdek. Bid jou aan dat hulle die Bybel verloor het, en dat hulle uiteindelik weer die Bybel ontdek. Nou ons lees daarvan in 2 Konings 22 vanaf vers 10. Toe lig Safan, die sekretaris van die koning, in: Hier is 'n boekrol wat Hilkia, die priester, vir my gegee het. Safan lees dit toe vir die koning. Toe die koning die woorde van die boekrol met die wet hoor, het hy sy klere geskeur. Die koning het Hilkia, die priester, en ook Agikam, seun van Safan, Akbor, seun van Micha, Safan die sekretaris, en Asaja, die koning se dienaar, hierdie opdrag gegee: Gaan raadpleeg die Here namens my en die volk in die hele Juda oor die woorde van hierdie boekrol wat gevind is, want die Here se woede wat teen ons ontvlam het is groot, omdat ons voorouers nie gehoorsaam was aan die woorde van hierdie boekrol, deur nie op te tree ooreenkomstig alles wat daarop geskryf is nie. Hilkia die priester, Agikam, Akbor, Safan en Asaja het toe na Gilda, die profetes, gegaan. Sy was die vrou van Salem, seun van Tikwa, seun van Gargas, die toesighouer van die priesterklere. Sy het in Jerusalem in die nuwe stadsdeel gebly. Hulle het met haar gaan praat, en sy het vir hulle gesê: So sê die Here, die God van Israel, sê vir die man wat julle na my toe gestuur het, so sê die Here, kyk, ek gaan onheil bring oor hierdie plek en sy inwoners. Al die woorde van die boekrol wat die koning van Juda gelees het, omdat hulle my verlaat het en vir ander gode offers gebrand en my gevolglik uitgestart het met hulle hande werk. Vriende, 'n aangrypende gedeelte oor vernuwing, verandering. As die sonde in die wêreld oorgeneem het, en dit maak jou moeg elke dag om na al die pyn en al die lyding te luister, en jy voel magteloos oor dit wat besig is om te gebeur, dan is daar net een ding wat jou kan verander, en dit is as jy emosioneel aangeraak word. Ongelukkig is dit die begin van enige herlewing, moet emosioneel gebeur. Dit moet aan jou hart vat. En eers as dit werklik aan jou hart gevat het, dan kan verandering begin plaasvind. En die interessante ding met Josua is, sy hart was al klaar
'n bietjie reg toe hy begin het, want hy het navraag gedoen oor die tempel en die geld en die herstelwerk aan die tempel, en hy het aandag gegee daarvan, tyd spandeer daaraan. En uiteindelik toe hulle nou die tempel begin herstel, natuurlik pak jy nou maar alles uit en pak alles reg en skuif die goed hiernatoe en skuif die goed daarna toe, want jy moet balke vervang en jy moet stene vervang en met 'n kere gaan. Ontdek hulle die boekrol, die Bybel wat hulle verloor het. Dis 'n verskriklike ding om te dink dat 'n volk, 'n nasie, 'n gelowige nasie wat aan die Here behoort, die Here se volk, die Here se nasie, verloor die Bybel, verloor die woord van God wat neergeskryf is, en hulle het nie 'n klou wat daarin staan nie. En arme Josua, jong man wat op hierdie stadium al 18 jaar oud is, het nog nooit 'n woord uit die Bybel uit gehoor nie. Niemand het nog iets vir hom daaruit voorgelees nie. En hier hoor hy dit vir die eerste keer in sy lewe. En dit raak hom so aan, dit raak hom so aan sy hart dat hy in trane uitbars en sy klere skeur. Natuurlik 2 dinge wat met hom gebeur, vriende. Die eerste ding is die afgryse om te besef wat hulle alles verkeerd gedoen het. Die afgryse om te dink hoe ver hulle agteruit gegaan het. En die tweede ding is natuurlik die vreugde om te weet hulle die woord van God gekry. Die woord van God kan weer sy regte plek kry in hulle lewens en in die kerk en in die mense se lewe. So dis die heel eerste ding. Hy word emosioneel aangeraak, hy word aan sy hart geraak. En as mens maar kyk na die Bybel, vriende, dis maar hoe die meeste keer wat verandering begin is wanneer mense aan hulle harte gegryp word, wanneer hulle harte geraak word. Dink maar aan die disippels wat vir Jesus gesien het na die opstanding, hoe hulle dit ervaar het met blydskap, met soms ook maar met bietjie angs en bangheid, en bietjie met ongeloof partykeer. Dink maar aan die vroue wat na die graf toe gehardloop het en die emosie wat hulle aangegryp het. En natuurlik Paulus se bekering en baie ander mense se bekering, die uitstorting van die Heilige Gees. Al hierdie goed gebeur wanneer dit jou hart aanraak, wanneer dit jou emosioneel beïnvloed. En wanneer dinge jou emosioneel beïnvloed, dan sit dit jou aan die gang. Josua het doodgewoon net vir 'n slag ernstig teruggegaan na die woord van God toe. Ernstig gaan sit en lees, en tyd gemaak om te lees, tyd gemaak om die woord van die Here te bestudeer. En dis een manier hoe jy aangeraak kan word en hoe verandering kan begin in hierdie wêreld, as jy wat na my luister en jou gesin terugkeer na die woord van die Here, dit weer ernstig lees, tyd afknyp, sodat jy na die woord van die Here kan luister. Dis die heel eerste ding. Die tweede ding natuurlik is om te deel met ander, om kerk toe te gaan en te praat met ander mense, om Bybelstudiegroepe by te woon, om gesprekke te hê oor God se woord. Dit raak mense ook natuurlik emosioneel aan. En baie keer, vriende, deur dinge wat in ons lewe gebeur, partykeer gaan dit met ons swaar, partykeer gaan dit met ons sleg, partykeer is daar teleurstellings en frustrasies in ons lewe. Dis die goeie tyd om oop te maak vir die Here. Ek sien baie keer mense wat selfs nie aan die Here glo nie, of dit nie openlik erken of sê nie, dat hulle lewe partykeer sulke draaie maak, dat hulle met versigtiging en met hartseer uitroep na iets, om hulle te help, om hulle by te staan, om hulle deur te help, deur hulle moeilike situasies. Dis daai emosionele oomblikke wat ons weer terugruk na die Here toe. En ek vermoed, en ek is dalk ook bietjie bekommerd, dat die Here sekere goed in ons lewe moet gebeur, om in ons harte in te kom.
want hy kom nie in ons harte in nie. Dis hoekom dinge nie verander nie en dinge nie gebeur nie, want ons harte is te hard. Ons het harte van klip. En eers as ons harte van vlees kry, deur die werking van die Heilige Gees, deur gebeure rondom ons, dan kan daar verandering plaasvind. So moenie verbaas wees as daar goed in die omgewing gebeur wat jou seer maak en jou hart seer maak en jou bekommer maak nie. Dis alles goeders wat die Here gebruik om by ons harte uit te kom, sodat ons kan ons klere skeer. Ek weet ons kon dit nog steeds doen vandag. As op ons koppe gooi, in die openbaar rondloop met geskeurde klere, met as op ons koppe, om te wys dat ons ons sondes bely, om te wys dat ons sleg voel oor goed wat met ons gebeur het en elke dag nog oor ons pad kom. Dat daar op 'n manier by ons soeke na vergifnis kom oor goed wat in ons wêreld gebeur. So vriende, so begin verandering. Dit begin met 'n emosionele aanraak van ons harte. Die tweede ding, dis nie net 'n enkel ding nie, vriende. Dis 'n ding wat in 'n gemeenskap, in 'n geloofsgemeenskap gebeur, in 'n kerk of 'n gemeente of 'n Bybelstudiegroep. Verandering kom in 'n groep en dis 'n gesamentlike ding. Mense werk saam, mense beleef die motivering, die druk om te verander as 'n gemeenskap, as 'n groep. Dit kan in 'n gemeente gebeur, dit kan in 'n Bybelstudiegroep gebeur, dit kan in 'n huiskerk gebeur, waar ook al. Maar ons sien dat Josia het baie mense rondom hom gehad. Natuurlik was die priester daar en natuurlik 2 vroue in sy lewe. Eintlik baie mooi verhaal van Josia se moeder met die naam van Jedida. Wat beteken geliefde? Dit kan ook natuurlik geliefde van God beteken. Salomo het 'n soortgelyke naam gehad. Jedida was sy ma. En Gilka of Gilda, wat jy dit ook al noem, hoe hulle dit ook al uitgespreek het, weet ek nie, hoe hulle dit uitgespreek het in die ou Hebreëus nie. Maar sy was 'n profetes, sy was 'n vroue profeet. Haar man was deel van die tempel en hy het in die tempel gewerk. Maar Hulda kom en sy moet uitlê vir Josia wat die Here sê. Sy moet basies aan Josia die woord van die Here uitlê en verkondig. En sy sê vir hom, daar's moeilikheid, omdat die Israeliete ander gode of die Jode ander gode begin aanbid het. En aan ander gode verknog geraak het en ander gode gevolg het. En dat die mense gestraf gaan word omdat hulle dit gedoen het. En hulle moenie wonder oor hoekom daar pyn en lyding oor hulle pad gaan kom nie. Hulle weet, want hulle het God verlaat. Hulle het God uit hulle lewe uit weggeskuif. En dis hoekom hulle in die moeilikheid gaan kom. So 2 vroue wat deel is van hierdie hernuwing wat in Josia se lewe plaasvind en wat almal saamwerk en saam help. En uiteindelik as jy verder lees, dan sien jy dat Josia kry die hele volk bymekaar en almal, die hele volk kom en hulle beloof om met hart en siel die Here van nou af te dien. En dis hoe die verandering plaasvind en hoe die verandering begin. Ons moet saamwerk as gelowiges, vriende. Ons moet saamtrek as gelowiges, vriende, vir 'n hernuwing in hierdie wêreld, vir 'n hernuwing in ons omgewing, vir 'n hernuwing in ons kerk en in ons gemeentes, vir 'n hernuwing in ons huis. Want dis die enigste oplossing. En dit bring my nou by die 3de punt. Nou begin die harde werk. Dis interessant hoe Josia verskriklik hard gewerk het om die afgode uit die land uit te verwyder. Daar was 'n ontsettend hoeveelheid afgode. Afgode binne in die tempel, plekke waar jy jou kinders kan offer.
Daar was 'n manlike prostituie wat gewerk het in die tempel. Daar was omtrent al die gode, die afgode, is omtrent verteenwoordig in Jerusalem. Die Baal afgode, die Astarte afgode, die afgode van die Moabiete. Dit is verskriklik as mens kyk wat regtig in Jerusalem aan die gang was. En Josua het gegaan en elkeen van daai plekke is fisies self besoek en dit afgebreek en dit vernietig. Al die hoogtes, al die plekke waar mense ander gode aanbid het hy self besoek en hy het dit persoonlik vernietig en verniel. Vriende, dis nie maklik nie, onthou nou net, enige koning, enige regering in hierdie wêreld sit met hardkoppige amptenare wat al baie jare daar is en baie mag het. En probeer jy as leier of koning of wie ook al veranderinge aanbring, jy loop jou rieme styf, want jy dink jy's in beheer, maar eintlik is die amptenary in beheer en hulle het baie meer mag as wat jy baie keer besef en bedink. En Josua gaan as 'n jong man en hy breek deur al hierdie weerstand en al hierdie gevare van mense wat hom maklik kan doodmaak en kan vernietig. En hy bring die veranderinge aan. En hy bring 'n punt, mense op 'n punt wat hulle God alleen vertrou. Vir hulle hoop, vir hulle toekoms, vir alles. Niks anders nie. En dis waar herlewing ons wil bring, vriende, dat ons alleen op God vertrou vir alles. Nie op nasionalisme nie op die feit dat ons dink ons volk of ons groep of wat ook al gaan ons red nie of kan ons red nie. Nie op grond van geld nie of rykdom of mag nie. Nie op grond van tegnologie en vooruitgang nie. Nie op grond van politiek nie op grond van roem of enigiets van die tipe goeders nie. Dis nie hoe ons uiteindelik gered word nie, vriende. Dis nie hoe daar vir ons uitkoms kom nie. Ons uitkoms kom net van God af. Ook nie eers deur geopolitiese veranderinge nie. Ek weet hoe ek ook maar hoop en bid dat daar geopolitiese veranderinge sal plaasvind in Oos-Europa of in die Midde-Ooste of waar ook al, selfs in Amerika of selfs hier in Ierland. Ons word al vasgevang deur die wêreld. Ons hoop ook maar tegnologie en vooruitgang red ons almal uit die ellende uit, maar dit is nie wat ons gaan red nie. Uiteindelik is dit net God alleen. En ons kan net aan hom vashou. Geen ander manier nie. En dis waar herlewing en verandering en hernuwing ons kan uitbring, net by God alleen. En vriende, dis ons taak na die opstanding, na Paasfees, om by die Here alleen uit te kom. Om afstand te doen van al die ander goeders, waarop ons hoop plaas. Dat ons hoop uiteindelik kom net by God alleen. En dat ons met al ons mag en al ons krag die afgode ook in ons eie lewe sal uitroei en wegkeer van hulle af en terugkeer na die Here toe. Onthou vriende dat niks anders in hierdie lewe kan regtig vir jou hoop gee nie, behalwe net jou volle toewyding met hart en siel aan die lewende God, wat vir ons aarde toe gekom het deur sy Seun Jesus Christus. Amen. Hemelse Vader, ja Here, ons sien hoe dat Josua sulke groot veranderinge aangebring het, dat die mense kan terugkeer na U toe. En so het hy 'n hele volk gebring om terug te keer, Here. En ons weet, dis ook wat vir ons op die pad voor lê. Want anders is daar net verdoemenis, al wat oorbly. En ons bid, Here, dat U deur die Gees in ons harte werk en dat U ons by daai verandering sal bring.
Amen.